Genesis, hoofstuk 4, Kain en Abel. Die mens het by sy vrou Eva geslaap en sy het swanger geword. Sy het geboorte gegee aan Kain. Sy sê toe, met die hulp van die Here het ek 'n man voortgebring. Daarna het sy geboorte gegee aan sy broer Abel. Toe hulle groot was, het Abel 'n veeboer geword en Kain 'n landbouer. Toe oestyd aanbreek, Kain uit die opbrengs van sy landerye 'n offer vir die Here gebring. Abel het die beste uit sy lammers, die eerstelinge van die seisoen en van hulle vet as offer gebring. Die Here het Abel en sy offer aanvaar, maar nie die van Kain nie. Daaroor was Kain baie kwaad en neerslagtig. "Hoekom is jy so kwaad?" vra die Here vir hom. "Hoekom hang jou gesig so? Is daar nie aanvaarding vir jou as jy reg optree nie? Maar as jy weier om reg te doen, moet jy oppas. Sonde hurk by die deur om jou te oorweldig, maar jy moet dit oorwin." Kain het met sy broer Abel gepraat en terwyl hulle in die veld was, het Kain sy broer Abel aangeval en hom doodgeslaan. Daarna vra die Here vir Kain, "Waar is Abel jou broer?" "Ek weet nie," is sy skerp antwoord. "Ek is mos nie sy oppasser nie." Maar die Here sê vir hom, "Wat het jy nou aangevang? Die bloed van jou broer roep na my daar waar dit op die grond geval het. Daarom word jy verban van die grond wat jou broer se bloed uit jou hand ontvang het. Dit sal nie meer vir jou 'n goeie oes oplewer nie, al werk jy hoe hard daarvoor. Van nou af sal jy 'n vlugteling en 'n swerwer op aarde wees." Kain antwoord die Here, "My straf is te groot om te dra. U het my verban van my grond af en uit u teenwoordigheid. U het my 'n swerwende vlugteling op aarde gemaak. Elkeen wat my teekom sal my wil doodmaak." Die Here antwoord hom, "Nee, hulle sal jou nie doodmaak nie, want enig iemand wat jou doodmaak, sal 7 maal gestraf word." Toe sit die Here God 'n teken aan hom, sodat niemand wat hom teekom, hom sal doodmaak nie. Kain se familie. Kain het van die Here God se teenwoordigheid af weggegaan en in die land Nod, oos van Eden, gaan woon. Kain het by sy vrou geslaap, sy het swanger geword en geboorte gegee aan Henog. Kain het 'n stad gebou en dit vernoem na sy seun Henog. Henog was die pa van Irad. Irad was die pa van Mehujael. Mehujael was die pa van Metusael. Metusael was die pa van Lamech. Lamech het met 2 vroue, Ada en Silla, getrou. Ada was die ma van Jabal. Hy was die voorvader van die veeboere wat in tente gewoon het. Die naam van sy broer was Jubal. Hy was die voorvader van die musikante wat op die harp en die fluit gespeel het. Tubal-Kain was die seun van Silla. Hy was die voorvader van die metaalwerkers wat instrumente uit koper en yster gemaak het. Sy suster se naam was Naama. Op 'n dag sê Lamech vir sy 2 vroue Ada en Silla, "Vroue van Lamech, hoor wat ek vir julle sê. Luister na wat ek sê. 'n Man wat my wond, maak ek dood. Ja, selfs 'n jong man wat my aanval. Kain se dood sal 7 maal gewreek word, maar Lamech se 77 maal. Adam het weer by sy vrou geslaap en sy het 'n seun in die wêreld gebring. Sy het hom Set genoem, want sy het gesê, God het vir my 'n ander seun gegee in die plek van Abel wat deur Kain doodgemaak is. Ook Set het 'n seun gehad wat hy Enos genoem het. In hierdie tyd het die mense die Here begin aanbid.